Voorsitter, dames en here, goeiemôre by. Welkom by hierdie roudiens. Ons is hier saam vanoggend om hulde te bring aan Bertie, om dankie te sê teenoor die Here vir haar lewe, vir wat sy vir elkeen van julle beteken het, vir wat sy kon bydra as ma, as ouma, as familielid en vriend. My gebed is dat die Here sal vertroos, sal bemoedig en versterk vandag en ook in die toekoms. Hemelse Vader, Here, U beskik oor die tye van die mens, vir elkeen van ons 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om ons tydelike aardse woning te ontruim. Here, baie dankie vir alles wat U vir Bertie mee geseën het, wat U haar gegee het, wat sy kon uitgedeel het, diep spore wat sy getrap het in die lewens van hulle wat vanoggend hier is. En ons dra die familie en vriende aan U op, dat haar lewe sal bly inspireer tot navolging, inspireer tot edelheid, dit wat opbou, dit wat uitnemend is, inspireer sodat wanneer dit ons beurt is om te vertrek, dat hulle wat agterbly ook graag in ons spore sal wil volg. Dankie Here dat ons nie treur soos diegene wat nie hoop het nie. Ons afskeid is net tydelik, ons sal weer verenig word vir ewig by mekaar. Here, ons vra dat U sal vertroos bystaan vanoggend en ook in die toekoms. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend 'n enkele vers uit Paulus se brief aan Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. 2 Timoteus is Paulus se laaste brief aan die jong dominee Timoteus. En hy het dit geskryf kort voor sy dood. En hierin is Paulus besig om vir hom 'n hele klomp finale opdragte gegee ten opsigte van die bediening. Paulus beklemtoon in sy instruksie die noodsaaklikheid van die verkondiging van die evangelie. En een van die redes vir Paulus se erns is dat hy verklaar dat mense gaan nie meer belangstel in die waarheid nie. Dis hoekom ons onder andere die woord waarheid 6 keer vind in hierdie kort brief van hom. By vers 6, die vorige vers, besef ons dat Paulus is besig hier om vir Paulus te laat weet dat sy einde is naby. Sy dood is op hande en dit was ook so, hy is die doodstraf opgelê en onthoof deur die Romeinse keiser. In ons geleesde vers 7, kry ons dan Paulus se slotgetuienis van sy lewe. Sy laaste evaluering, finale evaluering van sy lewe. Uiteraard som dit sy lewe baie positief op. En dit mag klink, ek het die goeie stryd gestry, mag klink dat dit is wat hy veronderstel was om te sê. Maar as ons kyk na die hele lewe van Paulus, dan kom ons tot die ontdekking, dis inderwaarheid wat hy hier gesê het, in skerp kontras, heeltemal teenoorgestelde van wat sy lewe as 'n jong persoon was. Die eerste deel van Paulus se lewe, 'n godsdienstige heethoof. Hy was perfek in as al Israel se 500 plus godsdienstige wette gewees in die onderhouding daarvan. Maar in sy godsdienstige obsessie het hy Christene, Christelike Jode, Christen-Jode vervolg. Hy het tot by Damaskus gegaan, Sirië, die land noord van Israel, en daar het hy nuwe bekeerlinge Christene, Christelike Jode in hegtenis geneem en in die tronk laat gooi. Die Here het egter Paulus se misplaaste toewyding raak gesien en die Here het toe vir Paulus net hierdie toewyding deur sy krag en mag in die regte rigting gestuur. Na sy bekering, Paulus se bekering op die pad na Damaskus, het hy al sy energie ingespan vir die res van sy lewe ter bevordering van die Christelike geloof. En soos Paulus moet ons ook gereeld aangemoedig word deur die goeie stryd wat ons moet stry.
aangemoedig in areas van ons lewens soos die werk, by ons huwelike en gesinsbande, plekke waar standaarde moeilik ontwykbaar is. Ons word aangemoedig om die goeie stryd te stry in lojaliteit, opoffering in liefde. Ons word aangemoedig om die goeie stryd te stry in ons gewete, om te doen wat reg is. Al wat 'n mens is, stry die stryd om nie net op hierdie aarde sukses te maak van dit wat aan jou toevertrou is nie, maar ook die stryd om eendag in die hemel in te gaan. Ons stry die stryd teen die verwoesting van wat die sondige natuur aanrig en wil aanrig. Ek het die wedloop volëindig. Paulus het sy einde sien aankom. Dit is nie die geval met baie mense nie, my broer en suster, die dood sak in 'n oogwink toe. Daarom sien baie mense nie die einde van hulle lewe aankom nie. En daarom is dit so belangrik dat ons reg is om te gaan, want ons weet nie wanneer daai oomblik gaan aanbreek nie. Dis belangrik dat ons besef wat ons regtig besig is om te doen met ons lewens. Hoe lyk ons lewe? Is ons op pad hemel toe of is ons op pad ewige verdoemenis toe? Ek het die geloof behou. Paulus vertel vir ons hoe erg hy moes ly vir die verkondiging van die evangelie. 2 keer 39 houe gegeesel. Die Romeinse wet het geeseling van misdadigers beperk tot 39 houe, want mense is dood wanneer hulle 40 houe geslaan het. Geslaan met 'n sweep waarin stukkies been en metaal ingevleg is. Daarom is mense met 40 houe as gevolg van bloedverlies dood. 2 keer 39 houe. Nie omdat hy 'n misdadiger was nie, maar omdat hy die Christelike godsdienst verkondig het. Een keer is gestenig, hy's vir dood agtergelaat. En sy pyn en sy lyding het vir hom sy ster tussen sy bene getrek en het weggehardloop. Nee, broer en suster. Nie alles behalwe. En dis eintlik in sigself 'n wonderwerk. Paulus het deur al daardie ontberinge, pyn en lyding, het sy verhouding met die Here net sterker geword. Hy het nie die rug gedraai op die Here nie en nog minder op sy getuienis. Sy buitengewone toewyding in die Here se kragtige, wonderbaarlike hulp het elke slag vir ou Paulus laat opstaan en laat aangaan en laat kans sien vir nog 39 houe. Die geloof wat hy behou het, wat hy van praat hierso, sy geloof twee kante. Die een kant nooit getwyfel aan die waarheid van die Christelike leer nie. Ons het dit vandag in die Bybel. Ons maak dit oop in ons lees dit. Paulus se tyd was daar nie 'n Bybel nie. Dit wat hy verkondig het, is dit wat die Here direk aan hom gegee het. En ek sal nie verbaas wees as die duiwel hom baie aangeval het deur vir hom te laat twyfel aan dit wat hy van die Here gehoor het nie. Ons het dit op die gesag van duisende jare se Christene. Daarom twyfel ons nie meer nie. Dis bevestig deur al soveel mense in geslagte Christene, ons kan nie twyfel nie. Paulus was dit anders gewees. Nooit getwyfel daaraan nie. Altyd vasgehou in sy vertroue aan die ander kant, aan die Here. Hy moes deur al sy vervolgings aan die Here vashou om te oorleef. Wanneer is dit 39 houe en oorleef hy dit nie? Deur al sy vervolgings, weer en weer die slagoffer van pyn en lyding en vervolging. Met hierdie afskeidswoorde verklaar hy dat daardie vertroue het uitgewerk. En daarom vir ons so 'n pragtige voorbeeld, wat nie naastenby ooit aan Paulus se pyn en lyding se prys wat hy betaal het, sal ons ooit moet betaal vir ons Christendom nie. Behalwe miskien vir ons kinders. Of hulle kinders, want dit kom, my broer en suster. Dit is op pad. Dis wat die Bybel voorspel en vir ons sê, dit kom weer wanneer Christene vervolg gaan word. Christene gaan met hulle lewe betaal vir die blote feit dat hulle Christene is. Perdiese wedloop
was ook nie 'n maklike pad gewees nie. Maar sy kon ook sê met haar lewe, dwars deur haar lewe, sy die wedloop volëindig, sy die geloof behou. Amen. Ja, onse Vader, wat 'n wonderlike bemoediging uit die mond van iemand wat ons dit nooit sal verwag nie. Wat soveel betaal het vir die blote feit dat hy 'n Christen was en dit verkondig het. Baie dankie Here dat ons deur daardie voorbeeld van Paulus, hy vir ons die gordyne wegtrek dat ons kan sien die krag van God. Want agter sy toewyding, agter alles wat Paulus gedoen het, aan homself kon gekyk het as wat hy gedoen het, sien ons die krag wat vir hom het opstaan het na elke episode van vervolging wat aangaan het. En dis maar nie, dit wat hy vir ons vertel het is maar net 'n gedeelte daarvan. Sy lewe was 'n lewe van verwerping. Oral waar hy gegaan het, nuwe Christene, nuwe verwerping. Maar op die vooraand van sy dood het U vir hom laat sien. Dit wat hy nie kon sien nie, wat kon volg, wat gevolg het na sy dood, 100 jaar, 2025 na sy dood. Paulus het vir ons die evangelie gegee het, komende van U af, dat ons dit vandag het in geskrewe vorm, dat hy vir ons soveel meer gegee, as dit wat hy destyds vir daardie mense gegee het, maar ook vir ons dan vandag, die boodskap in die wekroep, dat ons moet reg wees, dat ons moet reg wees om te gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotreëlings is soos volg. Direk hierna gaan ons die seën uitspreek en dan vra ons asseblief dat almal agterbly uit respek vir die familie. Hulle sal dan eers die kerkgebou verlaat en dan word u almal uitgenooi na verversings in die konsistorie, is reg agter my. Baie dankie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en wonderlike vertroosting van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.